Genade onbeskryflik groot, het hy aan my bewys. Loop jy oor van sy genade? Kan jy getuig van sy genade vanmôre? Waai net 'n bietjie jou hand so. Sê dankie Jesus vir die kosbare genade wat oor my lewe toegetree het. Ons eer hom vanmôre. Ek groet jou in die wonderlike naam van ons Here, ons verlosser, ons saligmaker en is lekker om hier te wees vanoggend. Amen, ek is bly om jou te sien. Ek weet ons is baie uitgedun vanmôre, maar dis ook hierdie tyd van die jaar. Ons gaan na die feesseisoen toe. Dis amper Kersfees en is vakansietyd en almal skaal af en mense gaan weg en hulle reis en ons kan net vertrou dat God ons mense sal vashou en veilig hou waarin hulle beweeg. Maar ek is bly jy's hier en as jy aanlyn ingeskakel het en jy's nie hier vanmôre nie, maar kyk saam met ons, jy's net so welkom om saam met ons te kuier ook vanmôre. En as jy nie weggaan vir die vakansie nie, moenie by die huis bly in die bedkerk kyk nie. Kom ons kyk kerk by die kerk. Amen. Dan wil ek jou nog steeds uitnooi om kerk toe te kom. Ek gaan nie wees. Ons sal vir julle die Desember programme nog deurgee soos vir die tyd gaan aankom, maar daar is veral met die Kerssangdiens was verlede Sondag gewees en dit was 'n awesome tyd gewees. Wie was hier gewees? Ja, kan ek vir jou sê dit was ons tweede Kerssangdiens wat ons aangebied het en ons was net so kort onder 300. Sakkie, as julle hier was ons 300 gewees. Ons was so 296 mense met hulle kinders wat hierdie Kerssangdiens bygewoon het en mense het reg oor Pots gekom en dit was vir ons 'n awesome tyd gewees en Christus is nou nie hier vanoggend nie, maar Chris en Catherine en hulle Christus afwesigheid dra dit vir hom oor. Wil ek ook net baie dankie sê vir alles wat hy ingesit het. Ek het hom al in die week gebel te sê vir hom of 'n boodskap gestuur en vir hom gesê Christus, hier is die datum vir volgende jaar. Kom ons werk so lank. So hy gaan al moet wegspring, maar ons beplan nog groter volgende jaar en dit was awesome gewees en ek dink ons het 'n goeie tyd in die hand van die Here gehad. Maar Kersfees lê voor. Dis wat ek vir jou wou gesê het. Kersfees lê voor en ons gaan vir julle dan die Kersprogram en die dienste en al daai tye deurgee so nader aan die einde van hierdie maand en in die begin van Desember dan. Ons sonnaarskoolmaatjies wat hier is vanoggend na die sang, kan julle uitgaan. Ons graad 7's, die 4's, die ouens se klasie bly in die kerk. Kom ek maak dit baie makliker. Almal uit. Santel wil almal uitvat, dan is die kerk leeg. Prys die Here, nee, ek grap net. So al die maats wat hier is, Tannie Santel gaan vir julle besig hou daar agter. Prys die Here, so julle gaan nog sonnaarskool hê. Die feit dat ons by die Kerssangprogram afgesluit het, sê nog nie die sonnaarskool het afgesluit nie. Hulle het net 'n item of 2 gebring en hulle was so, ek wil net sê, ek is so trots op ons sonnaarskoolmaats. Hulle het so uitgestaan verlede Sondag aand. Ek dink hulle kan nog 'n harde hande klap kry. Maats, julle is awesome. Die almal wat hier was, wat saam gesing het, julle is awesome. Ek wil dit net vir julle sê, ons het julle so geniet en dit maak my nog uitsien na volgende week. Ons tieners het afgesluit, so daar's die tieners nie. PD is nie vanoggend nie, so ek weet nie of hy young adults is nie, maar hy sal met julle kommunikeer as daar is. En die goue are het afgesluit, maar ek het gehoor Tannie Letty is nou nie hier nie, sy wil nog steeds by mekaar kom. Gaan julle by mekaar kom? Ja, hierdie komende Woensdag. Daar's nie Bybelstudie nie, Sakkie. Die Bybelstudie is klaar, maar daar's wel goue are Woensdag om 9:30. Al die goue are moet dit hoor. En dan het Sakkie 'n boodskap uitgestuur op die 60+ groep en die wat hier is 60+ wat nie daai boodskap gekry het en hulle nie op die groep is nie. Ons beplan 'n week wegbreek volgende jaar. Julle moet net met Sakkie gesels, die wat belangstel om te gaan, kan net met Sakkie gesels. Dan gaan ons so iets reël vir volgende jaar. Goed, ek wil jou nooi om saam met my op te staan. Dan gaan ons hierdie diens open. En ons gaan die seën van die Here op die diens afbid. Ons dink aan die stel vanmôre. Sy het gebed nodig. Daar's prosedures wat sy
moet gaan, haar liggaam is nie wel nie, so ons dink aan die stel vanmôre, ons dink aan Alet wat geval het, dat die Here haar sal versterk en sal gesond maak, daar was sy seer het, ons dink nog aan Hanna, wat herstel na die groot operasie wat sy gehad het, wie het ek gemis hier vanmôre, as jy nie wel is in jou liggaam nie, wil jy nie net jou hand opsteek en sê, Here, U ken my hart, sien my raak, en die Here ken jou hart, hy sal toetree tot jou omstandighede, hy sal jou deurdra, prys die Here, kom ons bid saam, Vader, dankie vir die liefde, en die guns en die genade, wat ons so in ons harte kan omskryf en sê, U is vir ons onbeskryflik groot, U doen vir ons goed, U is vir ons lief, en omdat U vir ons lief is, Vader, en omdat ons U kinders is ons hier saam, om U te eer op hierdie Sondagmôre, om U dank te bring, lof te bring, eer te bring, en aanbidding te bring vir wat U toekom. So vir U kom dankie sê vanmôre, vir die grootheid in en deur ons lewe, dat ons vanmôre hier kan staan en weet, dat God is in beheer van alles, en alle omstandighede. Vader, ons het die name genoem van hulle wat nie wel is in hulle liggame nie, as ons iemand gemis het vanoggend, U ken die harte, U ken die liggaamlikheid, U ken die toestand, U weet waarin ons verkeer vanmôre, wil ek om vra, Vader, mag U guns van genade toetree, tot elkeen van ons, tot elkeen van hulle, en dat U genees, waar genesing nou moet gebeur, moet plaasvind in Jesus naam, dat U voorsiening sal bring, waar daar voorsiening moet wees, dat U in die emosie sal toesien vanmôre, en die emosionele toestande ook sal aanspreek, en heel en gesond maak, in Jesus naam, sodat ons versterk kan wees, in gees, siel en liggaam, terwyl ons voor U staan, om U naam groot te maak, ons eer U. Ek kom vra, Vader, wanneer ons nou gaan sing, ons gaan U aanbid met alles wat binne in ons is. Ons wil U naam groot maak, ontvang dit vanmôre, wat ons doen in hierdie kerk, as 'n lieflike lofoffer, tot eer en verheerliking van U groot naam. U kom dit toe, U is alleen aanbiddingswaardig, ons eer U. Kom spreek ook in ons harte deur die woord vanmôre, kom plant die saad en kom benad dit deur die Heilige Gees, en Gees van God, U wat teenwoordig is, kom werk in harte vanmôre, kom keer harte om verander harte, sodat wanneer ons hier uitstap, ons anderste sal uitstap, vol van Gees, vol van waarheid, met vrug in Jesus naam, sodat ons met 'n veranderde hart, hier sal uitbeweeg, om lig te wees, vir 'n verlore gaande wêreld wat U so nodig het. Ons eer U, ons loof U. Ons dink aan hulle wat nie hier is vanmôre nie, mag Jy hulle ook seën vanmôre, hulle wat bietjie rus, 'n bietjie 'n blaaskans vat, ons jong mense wat met eksamens begin het, en hulle wat deur dit gaan in die matrikulante, Vader, dankie dat Jy hulle nog steeds versterk, en hulle moed gee om nog aan te hou, hierdie laaste streep deur te gaan, sodat hulle oor daardie wenpolse gaan en sê, ek het my alles gegee, en God het my deurgedra. God het my gehelp, ons eer U daarvoor. Ons gaan ons offerande en ons offergawe en tiende na die skatkamer toe bring. En ek wil kom vra, Vader, terwyl ons die offergawe gaan opneem, kom seën dit in Jesus naam. Mag dit 'n welrykende offer wees, en gee ons as leierskap ook die vermoë om daardie finansies tot die beste van ons vermoë in God se koninkryk, God se eer aan te wend in Jesus naam. Dit wat ons gee ons vanmôre met 'n blymoedige hart, en ons eer U daarvoor in Jesus naam. Amen. En amen. Die Here seën jou. Ons gaan die naam van die Here groot maak, en ons gaan wag op die hofmeesters wat jou gaan kom bedien met die offergawe sakkies. Baie dankie. Die gemeente bring aan die lof, die eer en eerlikheid. Die gemeente bring aan die lof, die eer en eerlikheid. Net aan die lof en eer, net aan die lof en eer. Die gemeente bring aan die lof, die eer en eerlikheid.
Kom ons gee die Here 'n lofoffer vanmôre. I lift my hands to the coming King, to the great I am. To you I sing, for you're the one who reigns within my heart. I lift my hands to the coming King, to the great I am. To you I sing, for you're the one who reigns within my heart. And I will serve no foreign God, nor any other treasure. For you are my heart's desire, this spirit without measure. Unto your name I will bring my sacrifice. I lift my hands to the coming King, to the great I am. To you I sing, for you're the one who reigns within my heart. I lift my hands to the coming King, to the great I am. To you I sing, for you're the one who reigns within my heart. And I will serve no foreign God, nor any other treasure. For you are my heart's desire, this spirit without measure. Unto your name I will bring my sacrifice. And I will serve no foreign God, nor any other treasure. For you are my heart's desire, this spirit without measure. Unto your name I will bring my sacrifice. Unto your name I will bring my sacrifice. Jesus, be the center, be my source, be my light. Jesus.
be my vision, be my path, be my guide, Jesus. Jesus, be the center, be my hope, be my song, Jesus. Be the fire in my heart, be the wind in this sails, be the reason that I live, Jesus, Jesus. Jesus, be the center, be my source, be my light, Jesus. Jesus, be the center, be my hope, be my song, Jesus. Be the fire in my heart, be the wind in these sails, be the reason that I live, Jesus, 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 Jesus.
Kan jy besef die verklaring wat jy maak nou? Jesus, all for Jesus. Alles vir Jesus. Dis nie net woorde wat ons sing nie. Kind van die Here, dis jou alles op die altaar vanmôre. Jou alles in wese vir hom, wat sy alles vir jou gegee het. Sing ons hierdie woorde net omdat ons saam sing, of sing ons hierdie woorde met 'n bedoeling uit die hart uit? Here, U ken my hart, U sien my hart, U weet, ek sit my alles vir U op die altaar. My alles. En as in jou menswees dalk misluk en jy val vir 'n oomblik en jy gee nie jou alles nie, dan verstaan God. We serve a forgiving Father. Dat as jy jou vergifnis na hom toe bring en sê, Vader, hier val ek U, hier sit ek my alles nie, vergewe my. God is getrou en hy vergewe. Maar hy soek jou alles. Hy soek jou alles. En ek weet as ons daar buite leef, dan gee ons nie altyd of gedurig ons alles nie, want ons is so in ons eie menswees vasgevang, dat dit gaan oor wat ek wil doen en wat ek wil bereik, maar ek is nie altyd daar wat ek my alles voor Christus sit nie. Ons sing hierdie woorde vanmôre, maak 'n besluit vanoggend, om te sê, Here, my alles vir U. Ek probeer so hard, al kom ek nie altyd daarby uit nie, ek probeer, U ken my hart, maar my alles vir U. Ek gee dit vir U. Ek gee dit vir U. Ek gee dit in U hande. Vader, U ken ons harte, U sien ons harte. En ons verklaar nou terwyl ons U naam groot gemaak het, ons sit ons alles vir U op die altaar vanmôre. Ek weet ons raak so besig met hierdie eie agendas en planne en besige skedules wat ons het in hierdie lewe, en veral in hierdie tyd van die jaar waar dit so bedrywig en besig raak, dan weerhou ons soms so 'n bietjie van onsself om vir U te gee. En daarvoor wil ons voor U kom staan en sê, Vader, ons bely dit, ons is jammer. Ons raak so vasgevang in ons eie menswees, dat ons vergeet soms om U in alles te vertrou. Ons word so verswelg met ons omstandighede en ons situasies en ons siek wees en dit wat kwel in die lewe, dat ons vergeet soms as ons alles vir U gee. U bly ten volle nog altyd in beheer van alles. Ons kan U vertrou vanmôre. Ons bely daar waar ons U nie vertrou nie, Vader, vergewe ons. Vergewe ons. En help ons deur die Gees om 'n besluit en keuses te maak om ons alles gedurig, elke dag van die week vir U te gee. Dink aan die woorde wat 'n vroutjie my hierdie week gesê het. Elke oggend as sy opstaan, moet sy besluit maak om goed te voel. Dis waar ons is vanmôre, Here. Ons moet 'n besluit maak, ons moet 'n besluit maak om U te vertrou, sodat ons ook in ons reg denke kan goed voel elke dag. Wees U vir ons alles in Jesus naam. Ons eer U, ons dankie daarvoor. Amen. En amen. Loof Koning Jesus, jy's so welkom om jou sitplek in te neem. Dit gebeur ook baie keer dat die drummer ook 'n blank slaan, dan kan hy nie die ritme vang nie. Dan moet hy maar ophou speel. Prys die Here, maar baie dankie vir die voorsangers. As julle ons wil beleef volgende Sondag, ons is volgende Sondag nog minder hiervoor, maar ons het julle nodig om saam met ons te sing, so ek maak nie nou al verskoning nie, volgende Sondag het ons net 2 op die verhoog. Is eers die 5de, dis die volgende Sondag nie. Okay, eers die 5de, ekskuus, ek hardloop al vooruit. Dan is ons nog minder, maar dan moet julle die 5de hier wees, of die 6de of die 7de. Daar iewers, ek het kalender verloor, daar iewers, ja. 7de, ek hardloop dit vooruit. Dan moet jy nog mense saambring dat ons kan hard sing tot eer van Koning Jesus. Goed, so as jy dan 'n instrument kan speel, dan gaan ek hier vorentoe nooi my instrumente kom speel. So jy moet nie skaam wees nie. As jy weet van iemand wat 'n instrument kan speel, al kan hulle tromme speel, dan kan hulle kom invul vir my waar ek blank slaan. Prys die Here. Prys die Here. Nou geliefdes, dis net vir sy, maar ons is so dankbaar dat ons die naam van die Here kan groot maak met alles wat ons het. Instrumente, ons stemme, ons hande, ons kan ons hande opsteek vir Koning Jesus en ons is nie skaam vir die evangelie van Jesus nie. Nou ek wil met jou kom gesels vanmôre oor die gedagte stampvol kamers, maar leë lewens. So wat 'n inleiding of wat 'n tema, stampvol kamer, maar 'n leë lewe.
En ek wil jou nooi om vir my die boek oop te maak by Lukas hoofstuk 2. Nou, jy sal agterkom, ek dink in die volgende paar Sondag gaan ons 'n bietjie opbou tot Kersfees. Die Kersdiens is nie hier nie, dis by Minderpark gemeente, maar ons gaan in 'n feestyd in en ek gaan die volgende paar Sondae so 'n bietjie fokus op hierdie Kerstyd, maar veral op Christus. Christus wat vir ons gebore is. Christus as verlosser wat vir ons gekom het. En ek wil vir jou lees hierdie gedeelte van Lukas 2 wat eintlik die geboorte van Jesus aankondig. So dis nou nie 'n Kersoggend preek nie, maar luister wat die woord vir jou sê vanoggend. Stampvolkamers lee lewenssakkie. Kan ek jou guns vra? Kan jy vir my 'n bietjie water gaan kry asseblief? Stampvolkamers lee lewens. Ek lees vir jou vers 1. Dis die geboorte van Jesus Christus. En in daardie dae het daar 'n bevel uitgegaan van keiser Augustus dat die hele wêreld ingeskryf moes word. So dis 'n sensusopname wat hy aangevra het. Hierdie eerste inskrywing het plaasgevind toe Cyrenius gouverneur van Sirië was. En almal het gegaan om ingeskryf te word, elkeen na sy eie stad. En Josef het ook opgegaan van Galilea uit die stad Nasaret na Judea, na die stad van Dawid, wat Bethlehem genoem word, omdat hy uit die huis en geslag van Dawid was, om hom te laat inskrywe saam met Maria, die vrou aan wie hy hom verloof het, wat swanger was. Julle sal nou weet dat Maria verwag na vir Jesus Christus, en Josef was nog nie met haar getroud gewees, en hulle was nog net verloof, maar hulle moes gaan inskryf, want dit is sy geboortedorp. Daar was 'n sensusinskrywing gewees. En vers 6, en terwyl hulle daar was, is die dae vervul dat sy moes baar. En sy het haar eersgebore seun gebaar, en hom toegedraai in doeke, en hom in 'n krib neergelê, omdat daar geen plek vir hom, of vir hulle in die herberg was nie. Dis my teksgedeelte, dankie Sakkie. Omdat sy het hom in doeke toegedraai, en hom in 'n krib neergelê, omdat daar geen plek vir hulle in 'n herberg was nie. Jy kan net vir jouself dink dat hierdie stad Bethlehem was oorbevolk gewees op daai, dis nie eintlik oorbevolk nie, maar die populasie was, dis soos aardkloppie in pots, daar's baie mense. Dis is Joel en Pots, daar's altyd mense, daar's nie plek nie, al die gastehuise is vol, die herberge is vol, en dit is waar Josef hulle bevind, hulle kom vir hierdie sensus, so hier is Jesus, Maria is op die vooraand om geboorte te gee aan Jesus, en hulle kon nie plek kry nie, sy baar vir Jesus, en hulle kon nie plek kry om tuis te gaan nie. Daar was nêrens plek vir enige iemand op daardie oomblik wat hulle kon ontvang, om hulle te huisves nie, en daarom het sy hom in doeke toegedraai en in 'n krib neergelê. Die mense was te besig gewees om op daardie oomblik die hoop wat vir hierdie wêreld gebore sou word te ontvang. Daar was nie vir hom plek gewees nie. Stampvol huise, besige roetines was daar, maar daar was nie plek in hulle harte om op daardie oomblik Jesus te ontvang nie. Julle hoor wat ek vir jou sê vanoggend. Daar was geen plek gewees. Hulle was te besig met hulle eie ding. Hulle was te besig, ek weet nie of daar 'n verkiesing voorgelê het, dat hulle wou inskrywing doen en 'n sensusopname maak nie, ek weet nie. Maar almal was te besig op daardie oomblik om die belofte wat deur die profete aangekondig is, te ontvang, toe hy gebore is. Hulle was te besig gewees. Dit was die tragedie in Bethlehem daardie tyd. Maar weet jy wat, geliefde, dit is vandag ook die tragedie vandag, in ons tyd vandag. Mense is te besig, daar is nie plek vir Jesus nie. Hulle is te besig om Jesus te ontvang. Eenvoudige boodskap tema, stampvol kamers, ons is te besig om onsself vol te prop met onsself en wat hierdie wêreld ons bied, as wat ons Jesus kan ontvang. Ons lewens is leeg. Ons siele is leeg, stampvol kamers, leë lewens. Nou ek wil met jou gesels oor hierdie gedagte wat hier plaasvind en afskiet vandag, maar ek wil dit
geen tyd vir skrif nie. Ek het geen tyd vir Christus nie. Ek het geen tyd vir persoonlike groei vandag nie. Dis waar ons is vandag, geliefdes. Ons is te besig, oorvol kamers, maar lees siele. Ter woord, ons baie ernstige waarskuwing gee in 2 Korintiërs 6:2. Hy sê, kyk, wanneer is die tyd, die aanvaarde tyd? Nou is die aanvaarde tyd. Nou is die dag van verlossing. Christus is gebore, hulle het hom ontvang. Bethlehem was te besig, die wyse man het hom erken. Christus het gegroei, Christus het gesterf. Die dag van verlossing het nou aangebreek. Ek en jy verwag nie meer 'n Christus wat gebore moet word nie. Hy is reeds gebore, hy het reeds gesterf. Verlossing is reeds gegee. Daarom, nou is die aanvaarde tyd om die stamvolkamers leeg te maak en hom te ontvang en hom te aanbid, om tyd te maak vir hom. God se tyd van redding is hier, geliefdes. Vandag is die dag. Moenie dat hierdie geleentheid ooit uit julle vingers sal laat uitglip, dat ek vir myself kan sê, ek het nie by Jesus uitgekom nie. Vandag is die dag. Moenie vol kamers hê, sodat Christus nie kan inkom nie, en die plek vir hom kan maak nie. Die enigste tyd wat ons werklik besit, wat vir ons so belangrik is nou. Nie gister nie, nie wat môre voorlê nie, nou. Hierdie dag, hierdie tyd is die belangrikste. Dit is die tyd waarin jy staan, die hede, vandag. En die groot vraag is, sal jy vandag plek maak vir Jesus in jou hart, in jou lewe? Vierde gedagte, jou lewe is ook leeg, wanneer jy jou gawes van Christus weerhou. Nou geliefdes, hierdie is baie keer 'n baie sensitiewe gedeelte, en ek dink nie, ek het al ooit in my 9,5 jaar wat ek hier in die gemeente is, volgende jaar is ons 'n dekade hier, so 10 jaar, April maand, prys die Here. En ek kan getuig van sy goedheid, maar ek het nog nooit in hierdie 10 jaar, en ek kan my kom help as ek verkeerd is, ooit oor tiende gepreek, of geld gepreek, of gee vir die kerk nie. Nog nooit nie. Ek preek nie oor kerk nie, want kerkgangers hou in elk geval nie van sulke preke nie. Kom ons wees nou eerlik met mekaar. Die pastoor het nou weer vanmôre weer net gepraat oor geld. Jy weet, in die kerk wil net geld, en ek preek nie daaroor nie, want ons hou nie daarvan nie. Maar kyk wat doen hierdie wyse manne. Hulle bring hulle skatte in aanbidding na Jesus toe. Hulle het hulle skatte voor hierdie kind Jesus oopgemaak, goud, wierook, mirre. Om te gee, en hierdie is nou nie 'n 10de preek nie, om te gee is deel van aanbidding. Hoor wat ek vir jou sê vanmôre. As ek nie gee, as 'n offergawe gee in my aanbidding vir Jesus nie, ek stampvol kamers, maar ek het 'n leë siel, 'n leë lewe. As ek uitstap en sê, Johan, jy het nou weer gepraat oor geld, ek is so 'n bietjie geroer, ek is so 'n bietjie, dan het jy oorvol kamer, jy het 'n leë siel. Hoor wat ek vir jou sê vanmôre. Die skrif leer dat Christus het 'n blymoedige gewer lief. Christus eer die wat gee. Hy eer jou nie, hoor mooi wat ek vir jou sê, kom ons net regstelling maak hier, hy eer jou nie in die grootte van die offergawe nie. Hoor mooi, hy eer jou in dit wat jy bereid is om met 'n blymoedige hart te gee. Dis waar hy jou eer. Wanneer die skrif van gee praat, geliefdes, dan beklemtoon dit gewoonlik die hart agter die een wat gee, as wat dit die hoeveelheid in die hand beklemtoon. Gaan lees dit in die skrif. Maak dit sin wat ek vir jou sê vanoggend. Gaan lees dit in die skrif. Gaan kyk aan Markus 12. Jy kan gelees van vers 41-44. Daar lees jy van die almoes van die arm weduwee wat gegee het. Luister mooi. Jesus is hier in die tempel en hy sit daar by die skatkis en hy kyk die mense toe wat daar ingaan en hy kyk hierdie groot manne wat inkom, hierdie manne met die fanciness in hulle harte, maar hulle kamers is vol en hulle het niks van Jesus in hulle nie. Hulle spog met wat hulle ry in hulle huise en hulle eiendoms en al daai goed en hulle bring hierdie groot skatte na hierdie skatkis toe. En Jesus kyk na hierdie groot bedrag wat hulle ingooi. Hulle huis is oorvol, maar hulle siel is leeg. En hier kom hierdie arm weduwee wat 2 klein muntstukke gee, en sy word uitgesonder. Die Here sonder haar uit.
Die Here sê in daai gedeelte, sy het meer ingegooi as hulle almal hier saam, as al hierdie skatte wat ingekom het. Hy eer die hart wat gee as die grootte of die waarde van die offer. Dis wat ek vir jou sê. Want dit wat sy gegee het, het waaruit gekom, uit haar beursie uit haar sak uit? Nee, dit het gekom uit 'n hart van oorgawe. Dis waaruit dit gekom het. Dit het gekom uit 'n hart van opoffering. Dit het gekom uit 'n hart van tevredenheid. Dis wat ek het. My all for Jesus. Hy is in beheer van alles. Ek is tevrede. Ek soek nie nog meer nie. Ek is tevrede. Dis 'n hart van tevredenheid. En sy gee daaruit. Sy kon nie oorvloedig gee nie, geliefdes. Haar huis was nie vol nie, maar sy het God vertrou met alles wat sy gehad het. Dis waarmee sy God vertrou het. Nog 'n voorbeeld, jy gaan kyk na die Macedoniese kerk in 2 Korintiërs 8, jy kan dit daar gaan lees, vers 1 tot 4. Wat doen Paulus? Paulus kom na hierdie kerk. Hierdie kerk was nie 'n ryk kerk gewees nie. Ek dink hierdie kerk was een van die armste kerke daar gewees. En alhoewel hulle armoede gehad het, sê die woord, Paulus eer hulle omdat hulle oorgeloop het van vrygewigheid vir God. Hulle harte het oorgeloop omdat hulle vrygewig was vir God. Hulle eie kamers, hulle huise was leeg, maar hulle offer was groter as die grootte van hulle offerhande wat hulle gebring het. Hulle offers was groter as dit gewees, omdat hulle dit met vreugde en met geloof gegee het. Geliefdes, wanneer jy in aanbidding opoffer, wanneer jy in aanbidding gee, dan openbaar jy vertroue aan God. Jy verklaar dat God is my provider. Hy is my voorsiener. Dit wat ek het, is tog in elk geval syne. Dis nie myne nie. Ek eer hom daarmee. Opoffering, openbare hart van liefde. Dis om te verklaar, Here, ek het U lief. Hierdie wyse manne het gekom en hulle het verklaar, Here, ek het U lief, ons het U lief. Meer as alles wat ons besit. Meer as alles wat ek het. En so weerspieël hy ook die hart van Christus Jesus. Want hy het ons so lief gehad, dat hy sy alles opgeoffer het vir ons. Maar, om jou gawe te weerhou, geliefdes, jou tyd, jou skatte, jou hulpbronne, dan druk jy jou kamers vol van jouself, en jou eie lewe bly leeg. Jy bly leeg, jy bly voortsukkel, jy bly vra, wanneer gaan hierdie dinge nou verbygaan? Hoeveel meer van hierdie kan ek nog hanteer? Kom by Jesus uit, vertrou met volle, ten volle, aanbid hom, offer aan hom, en hy sal jou deurdra. Wanneer jy styf hou in jou eie tyd, geliefdes, wanneer jy styf hou in jou eie talente en jou hulpbronne, dan sê in wese, my lewe gaan oor myself en niks en niemand anderste nie. Dis waaroor my lewe gaan. Dan sê ek vul die hart van my kamer met myself en nie met Christus nie. Ek vul dit met eie belang, ek vul dit met selfbehoud, ek vul dit met selfbevordering. En hou ons nie daarvan nie. Ek wil net so belangrik wees en so belangrik lyk en almal met my net kan raak sien. Selfbevordering. Maar jy is leeg. Jou kamers is vol, maar jy is leeg. Geliefdes, elkeen van ons het gawes gekry om God se koninkryk te bou. Maar as jy dit begrawe, soos die een met die talente begrawe het, dan leef jy in leegheid. En ek leef in leegheid. As geen vooruitsigte nie. Die tragedie is, 'n vol kamer, maar jy bly leeg. Bly verlange. Bly hierdie donker gat waarin jy sit. Bly hierdie, ek verstaan nie hoekom en waarom nie. Van buite lyk dit fraai en van buite lyk dit dalk vol, maar van binne weergaan dit van eensaamheid en nutteloosheid. Dis wat ons vind in stampvol kamers, maar leeg siele. Maar wanneer jou harte en jou hande oopmaak vir Christus, wanneer jy tyd maak, jou talent en jou gawes gebruik vir Christus, gebeur daar iets wonderbaarliks. En hoor mooi wat sê die woord. Dis soos 'n siel wat tot bekering kom. Daar's 'n gejuig in die hemel. Daar's 'n opgewondenheid in die hemel. Jou tyd wat jy aan Christus gee, word geheilig. Luister, 'n oomblik van gebed roer die hemele. Wanneer jy met God praat, daai tyd wat ek maak om in aanbidding te wees, roer die hemele. Dit wat vanmôre gesing het, uit hart uit siel uit menswees uit, met opregtheid in God, het die hemele geskit. Dit is geheilig, daar het iets kosbaars gebeur. 'n dag van diens, roer die hemele.
Weet jy, hierdie week gebeur die volgende met my. Donderdag, ons het in ons huis, het ons elke dag iemand wat moet kos maak. So maandag is dit die een se beurt, na donderdag was dit my beurt om kos te maak. So dit moet donderdag, toe Mariet nie wel nie, en sy sê nee, sy gaan nie eet nie. Sy het ietsie kleins geëet, maar sy het nie saam met ons geëet nie, en Marley, wat in die huis is, het saam met 'n vriend gaan eet, so dit was toe net ek en die ou nie gewees. En ek moet nou kos maak vir ons, en nou sê ek, okay, wat is so makliker? Niemand geëet nie, sommer net worsbroodjies. Goed, en ek gaan Spar toe, en ek gekoop nogals kaas rolletjies. En julle weet hoe duur is kaasbans. Nou koop ek 12, ons is net 2. So, ons wil seker baie eet. Ek koop 12, en ek stap daar uit, en terwyl ek al verby stap na my voertuig, toe sit hierdie ou, verslete, vuil, bruin man, boemelaar. Hy sit daar so, en ek kan sien hy's honger. En ek verby stap toe, jy weet mos hy stemmetjie wat binne in jou praat en sê, geef hom 'n broodjie. En ek sê, ja, hierdie kos mos nou baie geld. Hierdie is mos nou duur. Dis mos kaasbans. Nou moet ek En dan gaan klim in die kar, en dadelik sê die Heilige Gees vir my, hoeveel is julle wat eet? Ek kyk hy, en ek sê, is reg, Here, ek maak my venster op, ek roep hom, ek sê, oupa kom hier so, en geef hom kaasbans. En ek ry daar so, en ek kry mos hoendervleis, as jy die teenwoordigheid van God ervaar, en ek begin huil. Ek sê, Here, een dag in diens van U, maak die hemel bly. Tyd in diens, net omdat ek bereid was om God te eer, om iets te gee vir iemand. Wat ek eerstens gevoel het, verdien dit nie. Moes ek bely het, Vader, al het ek ten duurste vir daardie broodjies betaal, hy het ook nodig om te eet. Hy het nodig om te eet. Jou dag van diens, 'n uur wat jy spandeer om iemand te bemoedig, dit weer klink in die ewigheid in. Dan het jy nie 'n vol kamer nie. Jy begin vol word van Jesus. Jou talente wat jy aan Christus gee, word nie net talente nie, dit word 'n bediening. Voor sangers, die talente wat jy uitleef hiervoor, is nie net talente nie, dit is 'n bediening. Al vergeet ek soms die ritme, dit bly 'n bediening. 'n Stem wat in sang verhef word, al staan jy daar in die banke vanmôre, en jy sing, en jy sing uit die top van jou stem uit, is 'n vaardigheid wat gebruik word om God te dien. Hy sien dit is 'n blymoedige offer. Die hemele roer, die hemele beweeg. 'n Gawe wat vir sy eer aangewend word, word 'n instrument in sy hande, van sy genade. Ons moet hom eer, ons moet hom aanbid met alles, met ons talente, ons hulpbronne, geliefdes. Dit wat die wyse manne ook gebring het, ons hulpbronne wat hy aan Christus gee, word aanbidding. Luister mooi, of dit nou die weduwee se muntstuk is, of 'n ryk man se offer is, wanneer jy dit met oorgawe gee, of dit 'n broodjie is wat jy vir 'n boemelaar gee, wanneer jy dit met oorgawe gee, behaag dit die Here. Jy aanbid hom. Jesus self sê vir ons in Matteus 6:20, versamel vir julle skat in die hemel, dit is meer waarde daar. Dit het ewigheidswaarde, as wat ons hier wil skatte najaag. So ek aanbid hom met my alles. Dink so daaroor, die wêreld sal kom en hulle loof sukses. Die wêreld loof rykdom. Die wêreld loof erkenning. Dis wat hulle soek, dis die wêreld. Maar die hemele, hoor mooi, die hemele loof opoffering. Die hemele loof gehoorsaamheid. Die hemele loof liefde. Dis wat die hemele loof. Daarom om te gee se wins. Dit maak, om jouself te gee se wins. Dit maak die kamer van self leeg, sodat Christus dit kan kom vul met sy ewigheid, met sy lewe. En 'n lewe gevul met Christus is nie 'n leë lewe nie. Dis 'n vol lewe. 'n Lewe gevul met Christus, geliefdes, loop oor van blydskap, van vreugde, van vrede, van blymoedigheid, van vrug, van ewige betekenis, ewige waarde. Ek wil sluit vanmôre. Bethlehem was stampvol en besig, maar in waarheid was hulle leeg gewees.
Die herberg het geen plek vir Jesus gehad nie. En daarom het hulle daardie oomblik die grootste wonderwerk in die geskiedenis misgeloop. Hulle het my erken nie. Eers 33 jaar later aan die kruis, toe hy sterwe, toe kom die erkenning van Christus, wat hy vir hulle kom doen het. Moenie jy 33 jaar verspil nie. Erken hom vandag. Vandag kan ons huise, ons skedules, ons harte so opvullend, so besig maak, maar die vraag bly staan, sal jy plek maak vir hom vandag? In jou lewe, sal jy plek maak vir hom? Of gaan jy maar vir 33 jaar nog steeds op hierdie trant aangaan en sê, maybe, God is understandable, maar my lewe gaan aan soos wat hy aangaan. Dis net 'n vraag wat ek jou vra vanmôre. Sal jy hom dan erken as verlosser? Sal jy hom dan aanbid as koning? Sal jy hom dan jou tyd gee? Sal jy hom dan jou gawes bied? Moenie gevind word met oorvol kamers, maar 'n leë lewe nie, leë siel nie. Word gevind vanmôre met 'n oop hart, oorvloedige blydskap. Want Christus het gekom. Hy is Immanuel. Hy is God met ons vandag. Vandag is die tyd. Vandag is die uur. Karin, kom speel gou vir my. Waar is jy? Daar is jy. Ek kyk gewoonlik daar, Christus sit daar. Christus kan nie speel vanmôre nie. Hy is in die Kaap as ek dit reg het. Hy is op pad. Hy vlieg Kaap toe. Hy is in die lug. Maar Karin, kom speel vir my. Wil jy nie jou oë sluit vir 'n oomblik daar waar jy sit? En dink aan hierdie gedagte. Almal was te besig om Jesus te ontvang. En hy is gebore. En hy is in 'n krib neergelê omdat daar nie vir hom plek was om ontvang te word nie. Vandag is ons na die geboorte, ons is na die kruis, ons is na die opstanding. Vandag woon Christus in harte van mense, kinders wat in geloof Jesus erken as hulle verlosser en saligmaker. Hy woon in hulle harte, hy is teenwoordig. Maar so baie en so gereeld skuif ons hom ook een kant toe. En ons vul ons harte met meer ander as met Jesus. Oorvol kamers, stampvol kamers. Maar leë siele. Ek wil vir jou bid vanmôre as jy voel dit is waar ek is. Dis waar my lewe is. Ek is so dankbaar dat Christus, God Vader, almagtig is 'n vergifnis, 'n forgiving Vader. Sy genade is so groot, wanneer ek my foute kom bely en erken en voor hom neerstort, dan oordeel hy my nie. Hy druk my teen sy bors vas en hy sê vir my, my kind, ek het jou nog altyd. Jy is in my hande. Ek is so lief vir jou, jy is in my hande. Ek het soveel planne vir jou. Vertrou my net, vul net jou kamers met my, met meer van my, maar min van jou eie skedules. Ek wil vir jou bid vanmôre, as jy nie die gebed ingesluit wil wees, terwyl elke oog toe is, niemand rondkyk nie. Wil jy nie net vir my jou hand opsteek, en jy kan hom weer laat sak nie. Dankie, daar is hande wat opgaan, laat sak hulle. Die Here sien jou hart, hy ken jou hart, hy weet wat jy nodig het vanmôre. Hy wil vir jou nie die beste kom gee. Kan jy hom net vertrou vanoggend? Vader, ons dankie, dat ons nou met volle vertroue na U toe kan kom. Ons kan U dien, ons kan U eer. Ons kan U nader as 'n Vader van vergifnis. 'n Vader wat sy hart oorloop van liefde vir sy kinders, vir 'n verlore gaande wêreld. So lief is dat U seun gegee het, sodat hy 'n prys kan kom betaal het, waar sy lewe afgelê is, sodat elkeen wat na hom toe kom, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Maar Vader, ons staan ook nou hier voor U vanmôre en ons erken, ons raak soms so besig met ons eie. Ons prop ons kamers en ons huise vol van buite-invloede, maar min van U. En ons wil ons harte oop lê voor U vanmôre en ons wil kom om vergifnis vra en sê, Vader, vergewe ons waar ons verkeerd handel, waar ons verkeerd besluite maak, waar ons denk en ons gedagtegang nie altyd reg is en 100% op U gefokus is nie. Vergewe ons vanmôre en dankie dat U in die geregtigheid, terwyl ons dan bely voor U in U geregtigheid, dat U ons vergewe. U woord sê het ons so lief dat niks sal ons kan skei van die liefde nie. Dat ons sit in U hande vanmôre en ons het nog nooit uit U hande uitgeval nie.
Maar dankie dat ons in die hande is en ons sal nou nader aan die bors bring en ons vasdruk. En kom vertroos ons en bemoedig ons vanmôre met die wete dat ons kamers, as ons dit leegmaak van self, is daar baie meer plek van U. Kom in, kom woon in die volheid en deur die Gees in ons harte. En help ons om te groei in dit wat U wil hê ons moet wees. In die mens wees wat ons moet wees vir U. Om 'n verskil te maak in hierdie wêreld. Ons eer U, ons loof U. Dankie nou vir die genade. Elke hand wat U raak gesien het nou ontvanklik sal wees. Elke hart sal oop wees om U te ontvang in Jesus naam. Amen en amen. Loof Koning Jesus. Mag die Here jou seën, mag hierdie woord in jou hart vrug groei en mag jy toelaat dat jy, as jy uitbeweeg, hierdie woord gaan nadink en dan toelaat dat die Gees van God ook 'n hartsverandering in ons sal bring. Die Here seën jou. Ons gaan 'n laaste lied saam sing en wanneer ons afgesluit het, dan wil ek jou nooi vir 'n koffie of 'n koeldrankie buite by die koffiekafee. Daar is nog 'n verversing wat ons vir jou uitgesit het. Die Here seën elkeen van julle. Amen. aan. In my wandeling en al my wees, sal ek U loof en prys, want daar is die kind, ja die koning se kind. Net in U sal ek bly, en U woord ook in my, dan sal ek vra net wat ek wil, en dit verkry. In my wandeling en al my leer, sal ek U loof en prys, want ek is die kind, jou koning se kind. Net in U sal ek bly, en U woord ook in my, dan sal ek vra net wat ek wil, en dit verkry. In my wandeling en al my wees, sal ek U loof en prys, want ek is die kind, jou koning se kind. Net in U sal ek bly, en U woord ook in my, dan sal ek vra net wat ek wil, en dit verkry. Dan sal ek vra net wat ek wil, en dit verkry. Ons kan net so bly staan en ons oë sluit en dan sluit ons hierdie diens af. Ons getroue groote God, almagtige Abba Vader, wat 'n kosbare voorreg vanmôre om net in die huis van die Here te kon wees, Here. Hierdie kosbare waarhede in ons harte kon vasmaak met U woord. Dankie Jesus, Hemelvader, die hemele as U troon, die aarde die voetbank van die voete en U wat sit op die sirkels van die aarde. Here, en so het daar vir ons 'n goeie tyding gekom, dat 'n seun word vir ons gebore, en hy sal genoem word Wonderbaar, Sterke God, Ewige Vader, Vredevors, Raadsman, Leidsman, Here, maar ook die soetroos van Saron, die blinkmôre ster,
Dankie Abba Vader vir u grootheid, u goedheid, u guns. Dankie dat u hierdie kosbare woord in ons harte kom vasmaak, Here, dat ons vanmôre die kamers van ons harte kan kom leegmaak met alles wat oorvol en stampvol geraak het, Here, en dat ons siele sal laat lewe en ons harte sal kom volmaak en vul. Die tyd sal uitkoop om tyd saam met u te spandeer in u teenwoordigheid. Here, dankie ook dat vir elke gawe, elke talent, elke bediening wat aan u behoort, wat u aan elkeen van ons toevertrou, Here, om uit te leef tot uitbrei en uitbou van u koninkryk, dat ons lig so helder sal skyn in 'n verlore gaande wêreld, maar nie net 'n verlore gaande wêreld nie, ook 'n sterwende wêreld daar buite wat Jesus so nodig het. Dankie dat u steeds dieselfde God van wonderwerke is, steeds die God van gister, vandag en tot in alle ewigheid in ons harte, die koning van ons harte, die koning van ons lewens. Here, dat ons vandag is die dag waar ons onsself net weer as 'n lewende, heilige, welgevalle lofoffer op u genade altaar kom neerplaas, Here, ons alles vir u. In Jesus naam, al die eer, al die glorie van ons harte net aan u, tot in alle ewigheid. Amen.